Sporttyd hier op Goeiemôre, Good Morning, lekker om jou saam met ons te hê. Dis amper tyd vir een van die grootste rugbygeleenthede van die seisoen, so van tyd gepraat, en die spanning bou reeds op. Die Woude Kambille is besig om homself gereed te maak vir 'n groote in die VRK eindstryd in Leinster. Dis nou Vrydag aand en vandag gesels ons met die man aan die stuur van sake by die Bulle, die hoofuitvoerende beampte Edgar Rathbone. Edgar, eerstens baie dankie vir jou tyd, waardeer dit weer eens. Altyd lekker. Alselfde hierdie kant. Ek sien daai glimlag is breed. So dis heel duidelik 'n lang stryd om hier uit te kom. En nou is dit seker tyd. Vrydag aand is dit so. Hoe voel jy daaroor? 100% Annie. Ek meen soos jy sê, hierdie is 100% 'n marathon. Ja. Jy weet dit is 'n lang pad om hier te kom. Hierdie jaar was veral baie moeilik geweest en ons het deur redelike diep waters gegaan en toe ek laas was tot baie daaroor gepraat, maar so ek is net, ja, dis 'n groot voorreg om weer eens in 'n eindstryd te speel en ek is baie bly vir die spelers dat hulle harde werk beloon gaan word, jy weet. Ek is geïnteresseerd om by jou te hoor, hoe het julle die skip omgedraai? Ek vra nie oor wat verkeerd gegaan het nie, maar hoe draai mens so ding om, soos wat julle almal gedoen het op die ouend? Annie, ek dink dit gaan oor vertrou in mekaar op die einde van die dag, vertrou in die stelsel. Ek dink selfs deur die moeilike tyd het ons gevoel dis klein goedjies waarop ons verbeter elke week en ons kry net nie resultate nie. En die gevoel was heeltyd daar, so draai, gaan hy vinnig draai. Maar weer eens krediet aan die afrigtingspan om alles bymekaar te hou en daai vertroue in hulle te hou. En ek is net bly hulle kan beloon word met nog 'n finaal. Gee ons net so 'n bietjie insig, net 1 of 2 of 3 van daai klein goedjies, die 1% goedjies. Weer eens, ek dink wat Akker se ongelooflike afrigter maak is die kultuur wat hy vestig en alle gesprekke, of dit maklik of moeilik gegaan het gegaan rondom die kultuur. Jy weet, so daar's 5 basiese goed waaraan ons glo ons 'n goeie span maak. En wat is hulle? Arrie, ek dink ek wil te veel van die geheime weg. Die kaarte so naby hou. Dis maar ek dink die groot tema die laaste paar weke was gratitude geweest. En net dankbaarheid vir die feit dat mense kan rugby speel, vir die feit jy vir die Bulle kan speel. En dat jy hierdie droom vir jou kan uitleef, jy weet. En veral as ons by die huis speel, Annie, is daar 'n groot ding rondom, jy weet, as mense wat hulle hardbeloonde geld spandeer om jy te kom kyk. So wees dankbaar daarvoor, maar gee hulle iets om oor te glimlag ook, jy weet, en waardeer dat hulle daar is. Jy weet, so ek dink ons is bevoorreg dat ons ongelooflik passievolle ondersteuners het en hulle jy weet, hulle gaan ook deur die ups en afs en dit bepaal hulle naweek se gemoed. So ons is net bly ons kan 'n bietjie laat glimlag. Ek dink dis die hele week se gemoed net so te loop. Ek wil nie te filosofies raak nie, maar dis miskien nie moeite werd om net daaroor te praat. As mens praat van dankbaarheid, dit gaan selfs deur mense lewe, nie waar? Correct. Dis 'n lewenswyse. Correct. Ek dink is belangrik om dit elke dag te waardeer, jy weet. Jy weet ons praat nou vroeër van die moeilike deel van oorsee reis en so aan, maar as jy teruggaan en dink, jy reis oorsee vir niks. Ja. As 'n speler, jy weet, jy kry die geleentheid om al die lande te sien. Ek meen ons het nou laas naweek die geleentheid gehad om op Murrayfield te speel, wat 'n ongelooflike geleentheid was. So vir my persoonlik wat eerste keer al was dit 'n bucket list stadion om by te wees. En mense het altyd gedink jy gaan die Springbokke teen Skotland daar kyk en ewe skielik kyk jy jou eie span, jy weet. En jy het die voorreg om in daai kleedkamers te wen en dit te vier, jy weet. So ek dink is om in die oomblik te bly en die dankbaarheid daarvoor. Hierdie is my 'n baie interessante vraag. Ek het vroeër in die week 'n bietjie huiswerk gedoen vir ons onderhoud en Jean-André Rudolph is ek gaan die Engelse term gebruik, jackal, daai oor die bal steel. Hy is die voorste speler in die VRK met 20 van hulle. Correct. En dan kyk jy na waar hy vandaan kom, waar hy amper weggeraak het by die Cheetahs en hier het hy ewe skielik 'n platform. Hoe gebeur dit en hoeveel ander Jean-André Rudolphs is daar in die plekke soos by die Cheetahs in die Boland en dis meer wat net nie die kans kry nie? Ja, nee, toevallig het ek met Jean-André eintlik gepraat toe ons nou oorsee was en net veral na die wedstryd net vir hom gesê, "Jesus, hoe vinnig draai goed nie om nie." Ek meen hy het dis presies omtrent 'n jaar terug het sy naam oor my lesenaar gekom dat hy geen kontrak het nie. Ons het hom 'n geleentheid gegee vir 3 maande om Curriebeeker te speel en na 2 wedstryde het ons sien wel, hy's iets spesiaal, jy weet, so en nou sit hy en hy gaan deel wees van 'n VRK eindstryd, jy weet, so dinge draai vinnig en ek dink dis 'n goeie boodskap
vir selfs jonger rugbyspelers en ouer rugbyspelers is jy weet nooit hoe naby aan daai geleentheid jy is nie. Jy weet net om nooit op te gee nie. Dis 'n pragtige gedagte. Terwyl jy praat van jonger spelers, ek wil graag aan die ander kant van hierdie spektrum ook gesels. Hoe maklik of aan die ander kant moeilik is dit vir 'n jonger speler om deesdae gesien te word en vir die bulle om te sê, hier's 'n regmerkie, miskien moet ons hierdie laaitjie dophou. En hoe werk dit? Ja, kyk, ek dink ons skole rugby is op 'n ander vlak op die oomblik, jy weet, en die blootstelling wat hulle kry is massief, jy weet. So ek dink binne ons stelsel is daar 'n Neil Jacobs wat die recruiting en so aan doen, en hy is seker een van die beste in die land in terme van kennis van spelers van onder 16, onder 14, al die pad deur, jy weet. So ek dink spelers word baie vroeg geïdentifiseer, maar daar is nog altyd jou Kurtley Arendse wat eers op 24 by ons aankom en 'n supersprong word, jy weet. So jy weet, dit is elke ou het sy eie paadjie op die einde van die dag, en jy moet net aanhou glo dat dit die regte pad is vir jou, jy weet. En daar's redes hoekom goed met ouens gebeur op die einde van die dag, jy weet. So jy weet, ons is ook nou op 'n punt waar ons hierdie seisoen vir Wilke en vir Roan Orkee en vir David Kriel en vir Kurtley moet groet vir 'n tyd. En ek dink dit was nogal die laaste tyd 'n groot aansporing, want daai ouens het diep spore getrap by die bulle, jy weet, en om hulle die regte afskeid te gee sal baie spesiaal wees. Ek wil jou vra laastens oor die wedstryd, maar net voor ons daar uitkom, hoe weet mens of jy reg of verkeerd geteken het in jou situasie? Die ding is dit gaan uiteindelik altyd oor teken die regte karakter. Want selfs al werk dit nie uit op die veld nie, is sy invloed binne in die span goed. As jy verkeerde karakter kan hy die beste wees op die veld, maar hy kan nie, die invloed in die span is dalk nie goed nie, jy weet. So dit is vir my 'n baie belangrike ding. Ons het nou gesien met 'n ou soos Jan Serfontein ook wat vroeg uittreë en wegloop van 'n 2 jaar kontrak af, maar sy karakter het deurgekom deur te sê, maar luister, ek gaan nie net my checkie vat en hier rondhang nie. Ek voel dit is nou tyd. Jy weet, so dan weet jy het die regte karakters geteken, en dit is maar die belangrikste ding. Ek wou jou vra, gee my 'n definisie van daai karakter, maar daar het ons dit nou gekry. Ek dink dit spreek van self jou waardes wat uitkom. 100%. Gesels gou met my oor hoe jy die eindstryd sien en waar dink jy is Leinster kwesbaar? Kyk, Leinster is 'n ongelooflike span, jy weet, en ek dink hulle het oor die jare gewys. Ons het uit die aard van die saak nou al 'n paar keer teen hulle gespeel die laaste paar jaar en verlede jaar in finaal 'n bietjie vasgebrand teen hulle. Die ding van Leinster is jy gaan hulle fisies moet domineer. Sodra hulle momentum kry en daai fasespel gaan, is dit baie moeilik om te stop. Dominansie by die skrim. Wel, nie net dominansie in die skrim, en dominansie op elke verdediging, elke keer wat jy die bal dra, ons het gesien hoe Bordeaux dit doen. Bordeaux het net elke collisions gewen. En rugby is 'n kontaksport, ons almal weet dit, en daai 1 centimeter vorentoe, 1 centimeter terug maak 'n massiewe verskil, jy weet. So ek dink hoe mense in die tweede helfte teen Glasgow gespeel het en net daai momentum behou het aan ons kant gaan belangrik wees. Edgar, kan nie vir jou genoeg sê hoe ons, ek dink en jy weet waar my hart lê wat rugby aanbetref, maar ons is ongelooflik trots op die bulle en ek praat van ons as Suid-Afrika. Eerlikwaar, baie dankie vir die tyd, sterkte vir dit. Waardeer. Dis dan nou eintlik al wat ons tyd voor het hier op sport, maar gepraat van beursies, bly ingeskakel, want Thys kom net hier na gesels oor geldsaake vir die jeug, en weer eens, hy weet van beursies en hy weet van geld.